Hi, Madeleine hier en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Jou weeklikse potgooi van Afrikaanse stories en vertellings wat jou saans sis tot in droomland. So maak seker die honde het rondgeloop en die deure is gesluit. Onthou, jy kan by ons weekliks inskakel op jou gunsteling potgooi app vir 'n storie na soete drome. Moenie sleg voel as jy wel aan die slaap raak nie, dit is immers wat ons wil hê. Maar as jy graag die storie weer wil hoor of dit graag wil lees, kyk uit vir die skakels onder in die potgooi inligting. Ons wil vreeslik graag elke week vir julle 'n storie vertel, so ag asseblief man, gooi so geldjie daar in ons donasieblokkie. Borge is ook baie welkom hier by ons. Ons is vurige ondersteuners van skrywers, so as jy jou storie gelees wil hê, stuur dit vir ons aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. Dit maak nie saak of dit jou sussie is, of jou kleinkind, of 'n ver langse agterklein neef nie. Ons soek stories, asseblief. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe, en onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi inligting. Kom mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry net vir julle genot. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. Mensies, ons het nou so 'n bietjie geldjies ingekry en besluit hier die lekkende dak moet reggesien word. Ons het uit containers gehardloop met al die lek gaatjies. Maar nou ja, nou is dit al 2 dae van roes en stof en 'n gekap en 'n gegrind. Gelukkig rekord ek nie 'n storie vir julle nie. Maar ja, die koppie draai al en word seder met elke oomblik. Maar daar waar die dak blink soos 'n ster, reën dit nie meer in nie. Hoe wonderlik. Dis maar fase 1, so stuur vir my sterkte asseblief tog. O gat, ja, voor ek vergeet, Ewald het my oor die vingers getik en gesê ek het vir julle die verkeerde syfers gegee, so hier gaan ons nou weer. YouTube het ons 114 subscribers, op Spotify is ons op 1030 followers en 47,000 streams. Ons kort nog op YouTube 900 subscribers en 2300 watch hours om bietjie geldjies te verdien. So daar sy, Ewald, ek het dit nou reg gemaak, hoor? Vanaand lees ek vir julle 'n storieetjie van een van ons luisteraars af, Marietjie de Beer. Marietjie de Beer en haar man woon al die afgelope 10 jaar in Vierfontein, 'n klein dorpie tussen Orkney en Viljoenskroon. Sy teken graag, skryf ook al die afgelope paar jaar. Daar het al van haar kortverhale en 'n paar bundels verskyn, en sy werk deur die dag as 'n versorger en skryf gewoonlik oor naweke en saans. Sy is ook 'n diaken in die NG Kerk en hou baie van koekbak. As jy meer van Marietjie de Beer se stories en goedjies wil lees, sy is op Facebook, WhatsApp en Instagram. Jy kan haar daar gaan soek, en sy behoort ook aan die Facebookgroep Storieskrywers. So as jy 'n bietjie meer van Marietjie wil weet, dan weet jy waar om vir haar te gaan soek, hoor. Hoe wonderlik is dit? Ek hoop julle geniet dit. My hippie kombi. Hier waar ek vandag op die rype ouderdom van 76 in 'n reistool sit, dink ek aan vergange se jeug. Dit was 'n tyd van ongekende vryheid, daardie sorgelose en kommervrye bestaan. Met 'n snaakse soort heimwee gaan my gedagtes terug in tyd. In die laat 50s, vroeë 60s, was ek 'n jong man, nog nie eens 20 jaar oud nie. Daar, toe ek en my vriende nog op fietsse rondgekarjakker het en gesonde kattekwaad soos Tok-Tokkie aangevang het. Dit was goeie tye. Ek onthou die heel eerste keer wat ek my vrou gesien het. Sy was nie die heel mooiste meisie in ons buurt nie, maar vir my was sy beeldskoon. Van daardie heel eerste oomblik af het ek besef dat sy my trouvrou is. Haar ouers het die huis reg langs ons ingekoop. Daardie Septemberoggend toe die treklorry daar stilhou en die stokou Rambler agter dit, het ek geweet, my lewe sou onherroepelik verander. Ek het as prins van my fiets afgeklim en het stadig verbygestoot op pad huis toe, net om te sien hoe die nuwe bure lyk. 4 mense het moeg uit die Rambler geklim. Eers haar ma, wat lui uitgestrek en iets onhoorbaar, vir my in elk geval, aan haar man gesê het. Toe klim haar man, 'n donker kop met 'n welige snor uit. Toe is dit haar boetie se beurt. Hy het na ondeende karnalie gelyk met sy 4 rooi hare en sproetgesig.
Laaste, maar nie die minste nie, het sy uitgeklim. Sy het ook uitgestrek. Ek kon elke spiertjie op haar soepel lyf sien onder haar geknoopte blokkies blouse en mense was sy vir my mooi. Veral toe sy in my rigting kyk. Dit was asof haar grys oë tot in my siel ingekyk het. Die fiets wat ek ewe onhandig teen die moerbeiboom wou staan maak, het skielik 'n wil van sy eie ontwikkel en die afdraande na die grensdraad van die nuwe bure gekies. Ek het vinnig agterna gehol, maar dit was bereverniet. Nog voor ek by dit kan kom, het sy oor die draad gespring en gekeer dat dit op die grond val. Toe ek by haar in die fiets kom, kon ek nie 'n dooie woord uitkry nie. Sy het my so effens uit die hoogte aangekyk en gevra of ek nie die woord dankie ken nie, toe ek dit by haar vat. Al wat ek kon uitkry was, jy sal jou vat verbeel, snip. Op daardie oomblik het sy haar liderlik vir my vererg, omgedraai en weggestap. Al wat ek kon doen, is om haar agterna te staar, met 'n binneste wat bolle makiesie slaan en 'n hart wat wild binne my bons. Ek het haar so ver as moontlik ongesiens probeer dophou daardie dag. Haar boetie het my weer op sy beurt dopgehou en besluit om my 'n poets te bak. Knap na middagete het ek weer gemaak of ek iets in die tuin by die moerbeiboom doen, sodat ek haar verder kon dophou. Min het ek geweet die knaap het intussen homself op die onderste tak tuis gemaak en my ingewag. By die boom aangekom, het ek gemaklik teen die boomstam geleun, terwyl ek vir haar wag om by die huis uit te kom, sodat ek na haar kan kyk. Toe hy skielik bokant my kop praat, "Ou sorry, soos ek die ding sien, staan jy nie 'n kat se kans nie. Sy hou nie van jou nie." Ek wip so hoog van skrik dat ek byna my kop teen die einste tak waarop hy tuis is stamp. "Jou my voetie, wat soek jy in my erf?" Hy lag so lekker dat hy vir die oomblik vergeet waar hy is, en dit is die einste oomblik wat hy soos 'n sak patats uit die boom val en hard met moeder aarde kennis maak. Dit lyk egter nie asof hy seer gekry het nie, te oordeel aan die spoed waarmee hy regop kom en sy klere afstof. Hy kyk my 'n oomblik lank baie verleë aan voor hy vinnig herstel met: "Soos ek gesê het, jy staan nie 'n kat se kans by my sussie nie, ou maat." Ek het hom onmiddellik laat verstaan dat ek nie sommer 'n hier jy is nie, en dat ek gewoonlik kry wat ek wil hê. Hoewel het soms 'n bietjie langer neem as normaalweg. Hy het homself aan my voorgestel as Benny Olwage, en ook vir my vertel dat sy sussie se naam Drini is. Ek en Benny het daardie middag goeie vriende geword, omdat ek, nes hy, 'n plaatjie was wat mense graag poetsig gebak het. Daardie aand het my ma die nuwe bure vir aandete oorgenooi, en ek het langs Drini aan tafel beland. Ons het skaam onderlangs vir mekaar gekyk, terwyl die groot mense mekaar beter leer ken het. Later, toe ek saam met haar huis toe stap, het ek haar om verskoning gevra vir my swak gedrag van die oggend. Sy het helder gelag toe sy daaraan terugdink. Vir my was die klank van haar lag soos fyn klokkies wat in die wind teen mekaar klingel. Dit was soos 'n vars briesie wat 'n warm gloed deur my binneste gestuur het. Ek was soos 'n verliefde skoolseun wat nie weet hoe om met 'n meisie te gesels nie. Sy was 'n rabbedoe van geaardheid en was baie glad met haar mond. Sy kon my laat lag. Ons het meer as net goeie vriende geword en ek het elke dag liewer vir haar geword. Maar ek het nie die moed gehad om haar uit te vra nie. In die daaropvolgende maande het ek baie keer op 'n afstand gesien hoe dat seuns vriende vir haar kom kuier, maar telkens die trekpas kry. Ek het gewonder wat keer haar om met hulle uit te gaan, maar wou dit nooit reguit vra nie. Ek dink ek was te bang vir dit wat sy moontlik mag antwoord. Dus het ek stil gebly en gehoop dat sy my eendag sou raak sien vir wie ek werklik is. Dit was eers 'n jaar of 2 later wat ek haar die heel eerste keer gevra het om met my te kuis. Ons het intussen goeie vriende geword na daardie rampspoedige eerste ontmoeting. Ek kon met haar dinge deel wat ek met niemand anders kon deel nie. Sy was my Eva en ek was haar Adam. Vandag dink ek aan haar en aan my kinders toe ons nog 'n gelukkiger tydperk geleef het, vry van siektes en probleme. Vandag is my ou vrou deur ons hemelse Vader al 3 jaar terug na sy blomtuine meegevoer. My seun kom besoek my skaars en my dogter praat al vir die afgelope 10 jaar nie meer met my nie. Nie eens met my vrou se begrafnis het sy enkele woord van simpatie met my gewissel nie. Gedagtes maal deur my kop en ek wonder waar dinge dan so verkeerd kon gegaan het. Veral tussen my en my dogter. Sy is haar ma se ewebeeld en my hartspunt.
Ek het haar altyd 'n klein bietjie liewer as my seun gehad. Hoewel ek probeer het om dit nie so opsigtelik te maak nie. Kleintyd het ek altyd probeer om hulle regverdig te behandel. As die ene persentjie gekry het, het die ander een ook gekry. Menslik gesproke, glo ek dat ek tog 'n goeie pa was. Al wat ek kon doen is om te bly bid vir my kinders, al is hulle so ver van my verwyder. So af en toe kry ek darm 'n onverwagse oproep van haar dogter af, my kleindogter. Sy's 'n pragtige meisiekind en is baie trots op haar. Maar vandag wil ek nie aan die negatiewe hartseer dinge dink nie. Nee, ek wil dink aan vakansietye, by die plaas of aan die kampeertye, of selfs aan die inrytye, die tye wat ons net in die getroue ou Volkswagen Kombi geklim het en gery het. Ja, dit was goeie tye daai. Ek draai my rolstoel na die boekerak om weer eens die fotoalbum af te haal. Op die eerste bladsy is 'n foto van ons ou voertuig in sy glorieryke dae. Ek onthou nog die dag toe ek haar in die vertoonvenster gesien het. Sy het so glorieryk gelyk, met haar wit dak, die koningsblou verf op haar lyf het geskitter soos diamante. Dit was middel 63. Haar deelvenster vooruit het kompleet soos 2 oë gelyk. En soms, as ek my verbeelding gebruik, het dit byna gelyk asof sy vir my knipoog. Verder onthou ek die inry, hoe ek en vroulie voor die kinders se geboorte saans laat gaan vlieg het. Hoe ons soms net uit die stad uitgery het, die kombi op 'n heuwel geparkeer het en 'n maanlig piknik onder die sterrehemel gehou het. Ja, dit was goeie ou tye. Tye wat vir my en my kombi nooit weer beskore sal wees nie. Ek blaai om. Op die volgende blaai pryk 'n foto van my glimlaggende vrou met my seun in haar arms en die kombi agter haar. Daardie dag onthou ek soos gister. Dis die dag wat ek hulle gaan haal het by die hospitaal. Onwetend prikkie fyn plooitjies van 'n glimlag om my mondhoeke. 'n jaar en 'n half later was dit weer sukkeltyd. Die keer was dit die geboorte van my dogter. Weereens was my getroue kombi in die agtergrond van al die baba-foto's. Daarna was daar nog vele gelukkige tye in daardie kombi. Skielik onthou ek ook van 'n hartseertyd in daardie selfde kombi. Dit was 1 Desember vakansie en ons as gesin was by 'n verlate plekkie. 'n week voor ons weg is, het my ouers by ons kom kuier. Ek het my pa ooreed om saam met ons te gaan kamp. Dit sou so lekker wees om julle ook daar te hê, was my redenasie. Vir die eerste keer in my pa se lewe het hy my meisin gegee. Alles het goed gegaan, tot so 2 dae na ons daar aangekom het. Ons het net voor middagete gaan hout haal in die bos vir die braaivuur. My pa het 'n stomp opgetel. Nie een van ons het die slang agter dit gewaar nie. Dinge het so vinnig gebeur. Ek kon nie sien wat 'n soort slang dit was nie. Al wat ek kan onthou is my pa se geskokte uitroep van pyn. Ons het so gou as moontlik teruggegaan na waar die res van die familie was. Nie eens opgepak nie, net gejaag vir die naaste hospitaal wat so wat 100 kilometers ver was. My vrou het bestuur en ek het agter by my pa gesit en sy hand styf vasgeklem, terwyl ek met angs in my hart gebid het tot die Almagtige. Ek het koorsagtig gesmeek dat hy my pa moet spaar. Met elke kreun wat hy gegee het, wou my hart in duisende stukke breek. Daardie dag was dit die vinnigste wat daardie ou kombi nog ooit gery het, maar helaas was dit te vergeefs. My pa het dit nie gemaak nie. Na daardie dag het dinge in my familie begin skeefloop. My ma het dit nooit gesê nie, maar ek het geweet sy verkwalik my vir my pa se dood. Want ek het myself verkwalik. Ek kon myself, my familie en my ma nie meer in die oë kyk nie. Eendag, 'n paar maande later, het ek my pistool gesoek wat skielik nie meer in my kluisie was nie. Met angstige hart het ek vinnig na my ma se tuinwoonstelletjie agter in ons erf gehardloop, in die hoop dat ek betyds sou wees. Maar toe ek aan die agterdeur raak, was daar die duidelike knal van 'n vuurwapen en ek het geweet, ek is soos altyd te laat. My vrou en die kinders het aangehardloop gekom van die huis af en ek het gekeer dat hulle ingaan. Ek wou nie hê dat hulle my ma so moet sien nie. Ek het self ingegaan, ter my vrou die polisie bel en ambulans gaan bel het by die bure. Ons het nooit weer gaan kamp nie. Die kombi het vir my seer oog geword. Ek wou wegkom van dit af en het besluit om dit te verkoop. My seun was toe omtrent so 18
en het 'n vakansiewerk gehad. Toe hy hoor ek wil die voertuig verkoop, het hy my ingelig dat hy dit by my sal koop. Ek was huiwerig, maar het op die ou einde ingegee. Dit was in die vroeë 80's. Die daaropvolgende jaar is hy universiteit toe. 2 jaar lank het ons nie van hom gehoor nie. Een oggend na 6 het hy net by ons opgedaag. Hy het ons ingelig dat hy opgeskop het en nou 'n goeie werk in die stad het. In die 2 jaar het hy baie verander, afsydig geword. Dit was byna asof 'n vreemdeling my seun se lyf oorgeneem het. Ek het teleurstelling binne voel groei, maar dit het diep in my hart weggebêre, sodat Drini dit nie moes agterkom nie. Toe ons buite kom, sien ek 'n ander kombi, nie myne nie. Die kombi is kanariegeel geverf, met blomme en 'n groot swart en wit kopbeen. Skok het my 'n paar minute sonder woorde gelaat. Dit het afskuwelik gelyk, en toe ek hom daaroor vra, was hy vaag daaroor. Toe ek hom mooi bekyk, sien ek hy het 'n vreemde haarstyl ook, maar ek sê liewers niks. Ek vra hom eerder oor sy nuwe kombi, of dit 'n nuwe een is en hoeveel dit gekos het. Nee, pa, lag hy. Dis steeds dieselfde een, net 'n nuwe gesig, sê hy trots. Nou ja, jare later is hy getroud. Die kombi was die troukar en ook die huweliksnagkamer. Ek en my vrou het van toe af nog minder van ons seun gesien. Elke keer wanneer ons gebel het, kon ons hoor dat ons eintlik ontydig was. Al het hy nooit direk so gesê nie. So het die tyd gekom en gegaan. Die kombi het vir my seun en sy gesin nog vele jare goeie diens gelewer. Maar soos 'n mens kan verwag, hou goeie dinge nie vir ewig nie. My seun het hom later van tyd vir parte verkoop. Met die jare wat vinnig verbygesnel het my seun se houding teenoor ons ook weer verander. Hy het weer die seun geword vir wie ek onbeskryflik lief was. Sy kinders was ook nou al op universiteit en hy het hulle ook al minder gesien. Jare later het ek en hy eendag gedraai deur die beboste gebied naby Nysna gery, toe ons op 'n oopte afkom. Die kombi was so toegegroei dat ons hom nie dadelik herken het nie. Groot was ons verbasing toe ons die takke en grasse 'n bietjie wegwerk en die groot kopbeen skitter in die sonlig. Nou, was al wat my seun kon uitkry. Die trane en herinneringe het vlak in albei van ons gesit, toe ons 'n paar uur later daar wegry en die kombi agterlaat in sy natuurgraf. Ja, die ou voertuig was altyd daar vir ons, maar ons was nie daar vir hom nie. Ek blaai tot op die einde van die album en kyk weer na die foto wat ek daardie dag van die ou eensame, verlate voertuig in die veld geneem het. Die son se laaste strale veg moedig teen die horison om bo te bly, maar helaas wen die duisternis. En daar waar die kombi steeds in die veld onder vragte bossies en gras vergaan, lyk dit amper asof dit moedeloos en hartseer is. So gaan dit maar deur die lewe met ons as mens ook. Soms is jy 'n flinke kombi in die vleur van jou lewe, wat alles kan hanteer en nie eens vir die duiwel sluit nie. Dan kry jy ook die hippie tyd in jou lewe, waar jy oor niks bekommerd is nie en die lewe gemaklik vat. Dis daai tye waar jy 'n valse soort gevoel van vryheid beleef. Jy raak verlief, trou en begin met 'n gesin. Die derde tydperk is daar waar jy op die ou dag sit en terugdink aan jou jong dae, waar die pyne en skete nie so erg is soos die selfverwyd van foute wat jy in onnoselheid gemaak het nie. Foute wat jy net na die hemelse Vader toe kan neem en daar kan los in volle vertroue dat dit vergete en vergewe is, dat God nie weer daaraan sal dink nie. Al wat jy moet doen is om dit daar te los en opreg te glo dat dit vir ewig verby is. Geloof is vir my soos daardie betroubare voertuig van my waarvoor ek so lief is. Ek verlang vandag baie na my vrou, wat my jare terug vooruit hemel toe is. Snaaks hoe my gedagtes vandag al hoe meer na die verlede toe terugreis. Dis byna asof ek nie 'n keuse het in die rigting waarna toe dit beweeg nie. My hart wil vandag bars van verlange. Ek hoor die klokkie vir middagete lui en begin stram my rolstoel te draai in die rigting van die deur. Die pyn in my bors kom skielik. Dit versmoor my. Ek kan nie asem kry nie. Nog voor ek die deur kan oopkry vir hulp, het my son vir my permanent ondergegaan. Net soos vir my ou hippie kombi, wat daar in die veld staan, is daar vir my geen hulp nie.
toe hulle my ure later kry en my gees lank reeds my liggaam verlaat. Tydens my begrafnis stort my dogter en kleinkinders geen trane van hartseer oor my nie. Alles net hastig dat die tyd moet omgaan, sodat die testament gelees kan word. Selfs met my laaste wense en besluite het hulle 'n groot probleem. My seun, wat my in die laaste paar jaar baie bygestaan het met stille hartseer alles by my begrafnis gadegeslaan. Daar waar ek uit die hemel afgekyk het, kon ek alles sien. Ek het hom uit my hart uit jammer gekry. My testament het almal verras. Dit het as volg gelees: My dierbare seun, jy erf alles wat ek besit. Al my bates bemaak ek aan jou, maar daar is 'n voorwaarde aangekoppel. Onthou jy nog ons hippie kombi? Ek hoop regtig jy doen, want jy gaan hom laat herleef. Jy gaan hom haal daar waar hy staan en jy gaan hom weer opbou, met sy hippie pynjob van wel eer, en saam gaan julle twee weer die lewe begin geniet. Die dag toe my seun en sy vriende die kombi daar waar hy tussen die bosse staan gaan haal, kon ek sweer, ek sien hoe dit vir my knipoog, daar waar ek in gees by my seun gestaan het. Dit was byna asof sy my daarmee wou bedank. Dit was maande se soek na parte en baie harde werk om haar weer in al haar glorie te herstel. My seun en my kleinseun het saamgewerk aan projek Hippie Kombi en 'n groot sukses daarvan gemaak. Hulle het so baie daarvan gehou dat hulle besluit het om nog projekte van daardie aard saam aan te pak. Dus was Hippie Kombi net die eerste van vele voertuie wat die twee van hulle aangepak het. En ek het rus vir my siel gekry. Ek en my vrou Drini het dikwels daar van bo af gekyk en dan het vir mekaar geglimlag as ons sien hoe goed dit met hulle en hulle projekte gaan. Ons kon sien dat hulle gelukkig is. My seun het weer geleer om te lag en die lewe voluit te geniet. Drini en ek kon sien dat die seer van 'n mislukte huwelik stadig maar seker besig is om uit sy lewe uit te verdwyn en dit het ons gelukkig gemaak. Hy het weer uit sy maag uit begin lag wanneer sy seun iets snaaks kwytraak. Toe besluit hulle 1 jaar om te gaan kamp met die kombi. Dit was my seun se eerste kampering na daardie ellendige een waar my pa gesterf het en ek kon sien hy dink daaraan. Maar ek het by sy oor gefluister: "Ou seun, niks sal gebeur nie. Dit verseker ek jou." Hulle het vroeg die volgende oggend vertrek en my presies op dieselfde plek gaan kamp opslaan waar ons destyds gekamp het. Byna asof hulle in die noodlot wou tart, maar ek was reg. Niks het gebeur nie. Hulle twee het nader aan mekaar gekom en hulle verhouding was net sterker na daardie kamp. Al die voertuie waarin hulle saamgewerk het was soos nuut en mense het na hulle toe gestroom met nuwe projekte. Dit het goed gegaan met hulle, tot en met my seun se skielike siekbed. Ek kon sien dat my kleinseun swaar kry in daardie tydperk. Hy was dag en nag langs sy pa se bed en ek het telkens saam met hom daar gestaan, hoewel hy my nie kon sien nie. My seun het my wel gesien en soms met my probeer praat, maar dan het 'n verpleegster ingekom en hy het stil gebly. Ek was by my kleinseun toe die dokter hom meedeel dat daar menslike gesproke niks is wat hulle teen my seun se kanker kan doen nie. Kort daarna is my seun ontslaan om by die huis te sterf. My kleinseun het sy pa agter in die Hippie Kombi gelaai vir een laaste rit na sy geboortedorp toe. Op hulle reis soontoe het hulle baie langs die pad kamp opgeslaan. Hulle het hulle tyd geneem om daar uit te kom, want my kleinseun het in sy hart geweet dat sy pa nie saam met hom gaan terugkom nie. Hy was reg. Hulle was 2 dae in ons tuisdorp, toe die tyd waarvoor beide van hulle voorberei het aanbreek. My seun het sy laaste oomblik in sy ouerhuis beleef, met sy seun en 'n tuisversorger by hom. Ek het hom daardie aand gaan haal, en toe ons terugkyk na sy seun, toe het ons gesien dat hy alright is, want die mooi donkerkop versorgertjie het haar arm vertroostend om hom geslaan. Hy het sy kop op haar skouer laat rus, terwyl hy begrafnis onderneming en sy mense gewag het. Saam het ons die lig ingestap. My kleinseun is 'n paar maande later getroud met haar, en hulle is vandag nog saam. Op hulle beurt het hulle ook 2 kinders gekry. Die Hippie Kombi was deur dit alles getrou aan hulle sy, van troukar tot doopkar en alles tussenin. Vandag staan sy egter weer in 'n scrapyard, vol ou motors, met net haar herinneringe om haar geselskap te hou. Want my kleinseun en sy vrou was 'n jaar terug in 'n gruwelike ongeluk met haar, waarin beide van hulle
en hulle 2 kinders gesterf het. Van die hippie-kombi het net 'n opgevrommelde hoop staal oorgebly. Nes ons in fotos en in mense se gedagtes vir 'n kort rukkie sal bly voortbestaan, sal dieselfde met haar gebeur. Later sal die lewe aangaan en mense sal vergeet van ons. Sy sal steeds in die scrapyard staan en die bossies en gras sal weer oor haar groei. Soms wonder ek of daar nie dalk tog iets soos 'n hemel vir motorvoertuie bestaan nie. As daar is ek oortuig daarvan dat die hippie-kombi verseker daar is. Dan wonder ek of sy ook soms terugdink, indien sy kan dink, aan die dae toe sy nog saam met ons was. Ja, dit was my lewensverhaal. So ook die verhaal van 'n hippie-kombi, wat in ons gesin 'n tuiste gevind het, deur die goeie, sowel as die slegte tye. Sy was altyd daar vir ons as 'n gesin, en sy verdien die rus wat sy nou kry. Lekker slaap.